ek wil net vir julle, ag die wat nou al op my kampe was en my gehoor het, dan gaan sê, ag nee, weer die baby. Maar ons is vandag Moedersdag, en julle sit hier omdat julle almal babies was, en ons moes julle uitdruk. So, man, that was not easy. So, bear with us today. So ja, ek wil net die mamas weer terugvat, en vir jou herinner daaraan, die dag, sal jy daai babietjie net vir ons opgooi, die dag, ouens, kan julle daaraan dink, die dag, toe jou ma en pa by mekaar gekom het, and you were formed in your mother's womb, was God daar. Want hy het dit gedoen, hy sê, I formed you, in jou moeder se skoot. Jy het God gesien, daai dag, but we've forgotten what he looks like. En dit is wat ons so laat uitsien, na vorentoe, om weer sy gesig te kan sien. En ons gaan onmiddellik weet, hoe lyk hy, because we saw him that day. Het jy die dogtertjie vir my? Okay, ek gaan in elk geval, die eerste prentjie wat ek vir julle wil laat kry, mamas, julle moet maar vir die papa so net, flits het net vir hulle so, laat hulle nie te veel kyk nie. Daarso is elkeen van ons is daai dag, toe mamma en papa by mekaar gekom het, kyk net, ek weet dit is 'n prentjie, maar just look at his face. Die Here het soveel genot en behaag gemaak, toe hy my gemaak het. Hy het geweet presies hoe hy my gemaak, met my persoonlikheid, met my karaktereienskappe, want hy het geweet, hy wil Doreen gebruik, want daar's niemand soos Doreen nie. Daar's nie nog 'n Murdoch nie. There's nobody like him. Hy het 'n geestelike fingerprint wat net syne is. JP, net jy kan JP wees. Nobody else can be you. Jy is uniek, in God se beeltenis gemaak, met 'n plan en 'n doel. God het 'n droom vir jou lewe. Party het hy weer drome voor, party het hy snaakse drome. Ek meen, daar sit hy my in die aftreeoord, en niemand wil vir my luister nie, want ek het my kerk en my politiek kind los my uit. En dan stuur die Here ons na plekke, soos Klerksdorp wat sê, praat met my tannie, ek wil hoor. So ja, God het 'n unieke droom vir elkeen van julle se lewe. En nou wil ek net, kry julle daai ketolter? Kry julle hom? Okay, maar as julle hom nie kry, is dit ook okay, dan gaan ek aan. Goed, kyk net daarso, met hoeveel liefde het die Here ons gevorm, en check net jou gesiggie, because you saw his face. You saw his face. En daai roomkleur daarom, is net die kleur van God se guns, wat oor jou is, op daai oomblik, en die reinheid waarmee hy jou geskaap het, and then life happened to you. En nou lyk ons nie meer so, en ons lyk nie meer so nie. Die Here moes 'n hond in my lewe stuur, om vir my hierdie les te leer. My hond, soos ek vir Abigail, haar naam is Abigail, dit beteken my father's joy. Daar sê, laat hy maar net so 'n bietjie wys. Die Here moes my die hond in my lewe stuur. En die Here het vir my die evangelie volgens Abigail geleer. 'n Hond, soos wat ek aangegaan het. En soos ek met die evangelie van Abigail aangegaan het, het die Here vir my skole oopgemaak, dat ek met die hond soontoe kan gaan, want die kindertjies identifiseer met prentjies en honde en goede. Al die ma's het na die tyd, dan kom vra hulle my, waar koop ek die hond? Dan sê ek, jy koop hulle nie so, jy leer hulle so. En dis leerwerk. Maar soos, ek wil net die een incident noem, soos ek met Abby loop, dan loop ons, dan ryk sy aan poef en piepie. Dan dink ek, my genade, ons doen dit nie. Ek meen, waar loop ek en hom daar in die hande 4 voet op die gras rond, en ryk aan polle? Waar sien die hond dit? Sy word in 'n aftreeoord groot by 2 ou mense. En die Here sê vir my, dis in haar ingebore. Laat haar, want ek pluk haar weg, sies man, dan pluk ek haar weg. En die Here sê vir my, laat haar hond wees. Ek het haar 'n hond gemaak. Honde ryk aan polle. Hy sê, ek wens jy wil daai les leer, want jy probeer so hard ek wees. I can run the universe without you. Wees Doreen. I need a Doreen. I need a Brenda. I need whatever jou naam is. Ek het jou nodig, want ek het hande en voete, ek het 'n mond, 'n hart, ek het 'n sak wat dollars in het nodig op die aarde, want jy is my stem, jy is my hande, jy is my voete. So, vra vir die Here, wat kan ek vandag wees? Kan ek die boodskap stuur namens u vir iemand wat down is? Luister wat die Here sê, jy is uniek,
Niemand kan jou job doen nie. En so was daar 'n girl in die Bybel. Ag, kom ons kyk net eers die hele, ek weet die ouens wat op die kampe was, het dit al soveel keer gesien. Maar hierdie ding roer my elke keer, want dit is met wie ek praat vandag. Ek praat met jou gees. Luister hierna. Sy gees weet van wie sy mamma sing. Is dit nie amazing nie, want hy onthou nog van hierdie persoon, want hy's nog klein genoeg om te onthou, toe hy in sy mamma se skoot gemaak is. So ek sien julle hoe ongelooflik spesiaal, met hoeveel potensiaal het die Vader julle geskape. Maar nou kom die vyand en hy kom wys vir ons op ons foute, en we believe him, ons glo hom. Ek wil vandag met julle praat oor 'n girl in die Bybel, want dit is Moedersdag, oor Lea. Lea was nie Jakob se eerste keuse nie. Lea was die ouer suster wat die meer die introvert, Rachel was die extrovert, die een wat voorgeloop het, die een wat die geselskap oorgeneem het, die een wat mens dadelik raak gesien het. En Lea het nog, as hulle daai tyd brille gehad het, het sy my bril geleen, want hulle praat van haar oogies. Maar nou ja, Lea was die servant, Rachel was die bordel ene. En Jakob sien haar, hy raak dadelik verlief op haar, en hy vra vir Laban, kan ek met hierdie girl trou? En hy sê, ja, jy kan, maar hy cheat hom, hy stuur vir hom, want die oudste dogter moet eers trou, en hy gee vir hom Lea. En Lea sy het nie 'n keuse gehad nie, haar pa het vir haar gesê, jy's lelik, jy gaan nooit 'n man kry nie, trou met die man, ons sit vir jou wyl op vanaand, môreoggend as hy wakker word, het stoelheid dan die bomklak gebaar. So, en Leaatjie sê, ja pa, dis reg pa, en Leaatjie loop met haar wyl, en jy moet nou net nie sien nie, en in die donkerte, sy blaas die kers dood, want sy wil nie, hy moet sien hoe sy lyk nie, en die volgende oggend, toe sien Jakob, maar dis nie Rachel nie. En hy, kan julle dink wat het hy vir haar gesê? Dit staan nie in die Bybel, maar ek kan dink, hy sê, ag nee, hel man, jy's nie Rachel nie. En arme Leaatjie hou toe, ek is so jammer, my pa het gesê, en ek kan net dink hoe Jakob gewend, want dit is nie die girl vir wie hy 7 jaar gewerk het nie, ek meen dis menslik. Kan julle dink, how rejected she was, hoe absoluut, wat is rejection in Afrikaans? Verwerping, hoe verwerp was sy gewees? Wat moes deur haar gegaan het? Ek is nie goed genoeg nie. En toe begin die stryd. Dis vir my so interessant, ek wil net vir julle hier in die Message Bybel lees. Dit is eintlik so baie verskriklik hartseer. Wag, ek het sommer hier aangeteken, ek gaan dit hier so indoen. Ek het so 'n boekie wat ek sulke gesegdes inskryf, en daar staan, all people will die someday. Some will go to heaven, and some will go to hell, but all will die loved. Is dit nie hartseer nie? All will die loved. En ou Leaatjie het vir haarself in 'n hok gesit met haar gedagtes, want sy het geluister wat almal van haar sê, en sy was nooit goed, ag Dorien was jy, sy was net nooit goed genoeg nie. En toe werk hy weer 7, hy het nie eers 7 jaar gewerk, hy het sommer die volgende jaar na die honeymoon week, toe kry hy vir Racheltjie, en toe moet hy 7 jaar werk daarna. Ons dink altyd daar was 'n 7 jaar wagperiode. Nee, toe die honeymoon week verby is, toe kry hy vir Rachel, en toe's Lea nooit in tel nie, want Racheltjie was sy hartsbegeerte. En, julle mense, en Lea se verwerping is nog groter. En toe sien God, dat Lea swaar kry. En hy maak haar skoot oop, en sy het 'n seun, en hoor nou net, ek gaan dit vir julle lees in die Afrikaans en die Engels, haar eerste seun was Reuben, die Here het my ellende aangesien, nou sal my man my lief hê, kyk die verwerping, the Lord has noticed me, en toe sien hy haar nie raak nie, maar hy het haar raak genoeg gesien, dat haar tweede seun was, en sy naam was Simeon, kyk, en toe sê sy nou, met Simeon sê sy naam beteken gewis, die Here het gehoor, dat ek nie die geliefde is nie. Nog steeds probeer sy haar man wen, deur dinge te doen, want as ek dinge vir hom doen, as ek so word, as ek dit word wat hy wil hê, as ek vir hom seuns gee, sal hy my raak sien. En nog steeds is Rachel die favorite. En toe kry Lea 'n derde seun, sy naam was Levi. Nou sal my man aan my geheg wees. Surely my husband will feel
affection, al is dit nou nie liefde, maar dat hy darm my sal raak sien vir wie ek is. En weet jy wat? He didn't. Hy het verleef hier, en toe die 4de seun, dis by my preek waar ek wil uitkom, die 4de seun is toe Judah. En toe sê sy, hierdie keer gaan ek my oë van my man afhaal en ek gaan die Here loof. Now I will praise the Lord. En toe sy haar oë afhaal van haar probleem, van jou finansiële probleme, van jou probleme, maar party van julle kan partykeer maar met 'n parra van 'n man getroud wees, maar die Here kan hom ontparra en van hom 'n prins maak. Daai areas wat jy so toe jy met hom getrou het die dag gesê, Here, ek sal hom reg kry. Is net die Here wat jou daar kan help, suster. en dat jy jou fokus van jou probleem, wat jou probleem ook of af sal hê. As jou probleem die gereg is waarmee jy so sukkel, take your eyes off the problem and focus on the God that can overshadow a problem. En hierdie girl leer toe die geheim. En Lea, die Here sluit toe Lea se skoot na die 4de seun. En sy het toe nou so aangegaan, maar nog steeds kom Racheltjie en Lea val wragtig daarvoor. En sy raak nie swanger, en sy gryp sommer die diensmeisie en sê, kry vir my sommer 2 seentjies. En Rachel sien dit en sy vat haar diensmeisie en sy druk haar ook in Japan. Ja, die man was besig, ek kan nie dink hoe hy vlaks en beeste en goed bymekaar gemaak, want die man het net geteel. Maar ek sien, julle is ook besig om hierdie gemeente vol te teel. Dit is babies en pense wat hier so is, maar ons eerste gemeente het ons ook maar geteel, vol geteel. So ja, dan sy teelmense teel, dis reg. Goed. En hoor hierso, maar daai dag, something broke. A bondage that was over Lea broke, want sy het skielik aan haar hart, het sy nie na haarself gekyk, maar die Here, na die Here, wat al hierdie goed kan regmaak kyk. En daar shifte ding. Hoor, die Here het so ongelooflike sin vir humor. Ek wil net hierdie storieetjie vertel toe ek dit nou lees. Toe gaan, ek dink is Simeon, een van haar seuns, gaan die dag veld toe en hy kry daar so mandrakes. Ek lees die Afrikaans is appelliefies, maar hulle praat van die wortel van die mandrak. Maar in elk geval, lyk my as jy die mandrak wortel eet, dan word jy vrugbaar. So papie moet nie mandraks koop nie. Ons kan nie nou daar gaan nie. Ons probeer nog vir 'n dogtertjie, maar baie halfhartig. Maar in elk geval, so kom hy met die mandrak wortels daaraan en Racheltjie sien dit en sy's droog. En sy sê, maar kan ek asseblief van daai wortel kry, want ek het nodig om swanger te word. En hy gaan na sy ma toe, hy sê, maar Lea, Racheltjie wil van hierdie mandrak wortels hê, want sy wil swanger raak. En kyk net Lea se lewe. Sy gaan na Rachel toe, en sy sê vir Rachel, jy kan kry, as jy net my man een aand vir my sal gee. En Rachel sê, okay, hy kan een aand by jou slaap. Is dit nie hartseer? Kyk net die verwerping van 'n vrou, wat 'n man met alles in haar lief gehad het. En hierdie girl, daai aand, kom daar 'n oorwinning in haar lewe, en sy oorwin dit. En nou wil ek teruggaan net na 'n ander storie toe. Julle weet, Stanley het die ontdekkingsreisigers wat na Afrika ingegaan het. Hy het in Afrika ingegaan op soek na Livingstone. En hy kom by hierdie swart tribes in Afrika. En hy is moeg, hy's vodde, hy kan nie meer nie. Hy's verhongerd, hy's verwond, almal is vyandig gesind teenoor hom. En hy het 'n ou wat by hom is wat tolk as hy die evangelie bring. En hy kom by hierdie spesifieke swart stam in Afrika. En hulle is baie vyandig. En die tolk sê vir hom, hoor hierso, bly nou net stil, luister wat die koning sê. En die koning kom na hom toe, en die tolk sê vir hom, jy beter 'n verbond sluit met hierdie koning. Hy sê, hoe? Hy sê, you cut the covenant in blood. Hy sê, nee man, dit is heidens. Hy sê, if you want to live, you'll cut a covenant with the king. En die ou dog toe, wel, vir survival moet ek nou hierdie ding doen. En hy gaan na die koning toe, en die koning sê vir hom, okay, ek gaan 'n covenant met jou, 'n verbond met jou maak. Maar wat het jy? Want in die verbond ruil ons goed uit. Wat het jy wat jy my kan gee? En hy het 'n bok. En hierdie bok
is sy melk, sy bron van proteïene. Hy vat die bok oralste saam waar hy gaan preek of waar hy dinge gaan doen, is die bokkie saam met hom, want dit is partykeer al kos wat hy het, is die melk van die bok. En die koning kyk so, hy sê, wel, al wat jy het is die bok, ek sal hom vat. Hy dog, ag nee, die koning sê vir my, jy kan my spies vat. Dis 'n 7 voet lange houtspies met koper omgedraai. Hy dog, Here, ek kan niks met hierdie ding doen, ek is nie eers 'n oorlogsigtige man nie, maar hy's te bang om vir die koning te sê, ons gaan nie trade nie. En hy vat die spies. En soos wat hy loop, as hy by stamme kom, en hy gebruik die spies as 'n staf, soos hy by stamme kom, dan buig hulle voor hom. Hulle bring vir hom kos, hulle gee vir hom, they protect him against the enemy, en hulle gee vir hom slaapplek en hulle versorg hom. Want hy die staf van die koning. Hy die autoriteit van die koning van daai land, en hy besef. En weet jy wat doen ons? Ons loop met ons bokke. Die bok, die sondebok, nee, daai ding wat jy gedoen het, sê Here, kyk hoe lyk my lewe. Vat jy weer die bok, dan sit jy die spies neer en dan loop jy met die bok. Die Here sê, los die bok uit, gee die bok vir my. Gee die bok vir my, dis die sondebok, dis die bok van mense van jou goed sê, mense wat jou in 'n boks druk, en jy daarna geluister en jy het geglo wat hulle van jou sê. Jy glo wat jy van jouself sê, want jy kyk na jou lewe en dan dink jy, Here, kyk hoe para is ek. En dan glo jy dit. En dan die Here sê, jy bring jou bok finaal vir my, vat my spies, vat my autoriteit. Die kerk het die spies gelos, want dit werk nie in hulle gemeentes, dis die spies van autoriteit, dat die Here Jesus vir ons gesê het, it is finished. Wat ek vir jou gedoen het, het ek vir jou gedoen, hier's die spies, go do it now. You be me on earth. Ek sê nie jy is God of Jesus nie, but you are my ambassador, you are my son, you are my daughter, go and represent me, show the world what I look like. Want hoe gaan hulle weet hoe lyk Jesus, as jy dit nie vir hulle wys nie? Ek raas nou met myself, want ek vergeet dit so baie. Ek raas met myself, want ek vergeet dit so baie. En dan wil ek net vir julle sê, uit hierdie vrou, out of the rejected one, came 2 lineages, 2, wat is 'n lineage in Afrikaans, hè? Leon, help my. Wat? Nasate, 2 lyne van die geestelike lyn van Levi, waaruit Aaron, Moses, die geestelike leiers opgestaan het, en die ander lyn out of Judah came King David and King Jesus. Uit die rejected, nie uit die girl wat die limelight gehad het, but out of the rejected. And God saw Leah and he blessed her. Hy sien nie die rejection, hy sien die moontlikheid in hierdie girl, because she was such a good mom. En sy het daai kinders groot gemaak. And the tribe of Levi and the king, lineage of the kings. En weet julle wat? Toe hulle sterf, toe begrawe hulle vir Rageltjie op pad Bethlehem toe in 'n gat. En toe Leah sterf, toe word sy in die graf begrawe van Abraham, Isaac en Jacob langs haar man. Because God saw her. God sien jou, mevrou. God sien jou behoeftes. Maar is tyd dat jy jou oë afhaal van die probleem and start looking at the solution. En sy naam is Jesus Christus. Jy daai dag, toe jy jou hart vir die Here gegee het, het jy jou bok na die kruis gebring. Jy het daai sonnebok in die woestyn ingejaag. En jy het die scepter gevat. En daai scepter sou vir Stanley niks beteken, of die spies, as hy dit in sy bagasie weggesteek het nie. En ons steek dit in ons bagasie weg. En ek wil net vir julle kortliks 'n voorbeeld gee van daai spies, daai autoriteit wat ons het in my lewe. Want dit is hoe dit werk. Ek is maar 'n prentjie tannie en ek wil weet hoe dit in die lewe werk. Ek het byvoorbeeld 3 seuns. En 2 van hulle het by die poorte van die hel gaan omdraai. Een ruik nog bietjie na rook, die ander een het daarmee rook nou al afgeskit. Die ander een is okay. Maar in elk geval, but they will come in. Maar ek het toe
En die Here het dit vir my geleer sonder dat ek hierdie geweet het. Die Here het dit vir myself geleer. Want ek het nie meer geweet hoe, soos Murdoch sê, ma's wat vir hulle kinders bid. Ek het nie meer geweet hoe moet ek vir hulle bid nie, want ek het alles gedoen. Ek het voor die Here gehuil, dan huil ek voor die Here, maar niks nie. Dan huil ek weer, maar niks nie. En Leon, ek het gelees in die Ou Testament, hulle sak en as gevat. Toe het ek vir my gaan as uitkrap uit die vuurput van die ou tas waar hulle koffie maak. En ek het vir my gooiingsak in die stoor gaan haal. Ek het vir my toegesluit in 'n binnekamer, want ek is nog 'n jong Christen, maar ek weet nie hoe werk hierdie autoriteit ding nie. En ek het my toegesluit, want as hulle vir my daar gekry het, het hulle my kom haal in 'n wit jasie. En dan het hulle nou nog vir my kom kuier op Moedersdag in 'n huis met plek met groen dakkies. Maar in elk geval, so gaan ek in my binnekamer in op die as en ek gooi die as op my kop en ek stik voor die Here. Here, ek weet nie meer wat om te doen, maar ek doen nou die as ding, Here. En ek gooi die as op my, kom daar uit spierwit ooghare en eyelashes en niks gebeur nie. Toe sê ek vir die Here, Here, nou weet ek nie meer wat. Ek weet waaragtig nie meer hoe om te bid nie. En as hierdie kinders in die meantime doodgaan, Here, gaan hulle hel toe. Kyk hoe lyk hulle. En weet jy, en die Here kom wys vir my. Maar sussie, los die bok, vat die spies. Wat is die spies? Dis die woord van God, want dit is Jesus. Jesus het vlees geword, die woord het vlees geword. Die woord is God se woord. En toe begin ek ek het hom maar nou 'n swaard genoem, wat ek mee beklei het, en ek vat daai swaard van die woord, en ek sê vir die Here, Here, gee vir my 'n swaard, wat ek mee kan beklei vir my kinders. En die Here gee vir my in Jesaja 60 waar staan, lift up your eyes and see, your sons and your daughters are coming home from distant lands. En toe lyk my gebed so, jy boeties, kom huis toe julle daar, sal julle daar is getel, kom huis toe, in die naam van Jesus, die woord sê, julle gaan huis toe kom, en hier's maar as spies, julle beter kom, in Jesus naam, en Satan, ek sê net vir jou, daar staan geskrywe, my sons are coming home from distant lands, so back off in Jesus name, you gotta come through the blood, you want to touch my sons, ja Here, dankie vir hierdie swaard, dankie Here, dankie dat die boeties huis toe kom, dankie Here, ek loof U, ek het nie meer my oog op die probleem gehou, maar ek het vir die Here begin kyk, Judah, ek het my oog op die Here begin focus, and I started using the spear of authority that God gave you the day when He said it is finished. Dus dit klaar sy job, and He gave it to you, Toria. Hy het gesê, julle sal krag ontvang, Handelinge 1 vers 8, as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees. So waar lê die probleem by jou? Jy's met die bok besig, los die bok. Jaag die bok in die woestyn, vat die spies. Here, maar ek weet nie hoe om die spies te gebruik, is okay. Begin net, want ons moet die woord van God praat. Want weet julle, elke woord van God wat ons praat is angel food. Is angel food, because they react on and to God's word. Nie jou woorde nie. Dis dienende geeste deur God gestuur om for the body of Christ. But when they hear God's word, it's angel food. Verstaan julle, God is besig om bevele te gee aangaande jou, want jy vat jou autoriteit op, en die engele doen hulle ding. Dan kom jy, and you stop them by saying, ek dink nie dit kan gebeur nie. En net daarso, skeer jy die check op, wat jy so pas in autoriteit, want jy mag daai check uitskryf, because you are a son of the king, with the authority of the king. En jy skeer daai check op, en die vyand sê dankie, sy blaar alweer, sy blaar net soos 'n bok, daar sê, I knew it would happen. So ouens, ja, ek gaan nou, my halfuur is verby, hy is regtig verby, so wat ek nou nog doen is, wanneer ek, want jy sien, julle wat weet, ons is 'n priester, profeet en koning in ons eie lewe. Dit staan nou nie so in die Bybel, maar dis hoe die Here dit vir Doreen gewys het. Want ek wil altyd prakties, ek wil stap 1, stap 2, stap 3 kan doen. Ek wil weet daar's iets om te doen. So wat doen priesters in ons lewe? Daar hoor julle dit nou weer. Dis obvious dat julle nie geluister, nou moet julle dit weer hoor. Wat doen priesters in die Ou Testament? Hulle hanteer die sonde van die volk. Hulle het die bokkies geslag. And by the way, wanneer die families in Israel gekom het na die tempel toe 1 keer 'n jaar om hulle sondes te vergewe, dan bring hulle 'n tortelduifie, die wat arm was,
En as jy kon jy 'n skapie bring, hang af van jou finansiële toestand. En nou bring pappa en mamma en die kindertjies bring nou hierdie skapie vir die hoëpriester. En kyk nou net, nou is nou juist daai een kind van my wat so na die rook ruik, wat toe nou vir my hierdie les leer, dit dog ek, ag Here, U is so goed. Hy sê, ma, hulle bring die skaap na die hoëpriester toe. Then he inspects the lamb, not the person. Is dit nie amazing nie? As ek voor die Vader staan, he inspects the lamb instead of me. And I pass because of the blood of the lamb. Wanneer God na my kyk, sien hy sy droom in vervulling. Ons gaan eendag voor hom staan en rekenskap gee van wat ons gedoen het en ons dade. We will be rewarded according to our ons dade. Maar op hierdie stadium wat ek vandag vir jou wil sê, girl, ma, jy het 'n spies. Jy het die spies van autoriteit van die Here to change your circumstances. Maar moenie 'n Simeon en wat is die ander se name? Leaitjie toe daarna nog 2 seuns gehad, so die Here het regtig, sy was voltyds besig om te baar, maar op die ou end, en ou Rageltjie het 2 gehad, ja, Rageltjie het 2 gehad, sy wil mos so gespot het met Lea, maar nou ja, ek wil net vir julle hierdie een ding nog lees, dis vir my so relevant. I was free, once I realized the cage was made of thoughts. Jy sit jouself in 'n hok, want jy dink nie jy kan nie. Die Here, ek het gisterand weer gehoor 'n getuienis van 'n man. Hy's 'n koning, hy maak geld vir die koninkryk en hy het 'n oop sak vir die Here. Maar mense laat sulke ouens skuldig voel, want hulle is mos nou ryk. Ryk man gaan nie deur die naald van die oog gaan nie. Maar toe hoor ek hoe goed doen hierdie man, toe dog ek die Here bless hom nog meer, want hy het 'n oop hart, hy's die Here se sak. Hy's die Here se sak, as die Here geld nodig het, dan gee hy. Nog 'n keer bless hierdie man. Goed, die ander ding is, there are souls attached to your obedience. Mense kyk vir jou. Mense wat oor jou pad kom, kyk vir jou. En hoe lyk die Jesus? Hoe lyk daai spies, daai autoriteit wat jy het? Hoe lyk dit? Maak dit vir hom so dat hy dink, "Jo, ek wil hê wat jy het." Of ag nee wat, ons lyk dieselfde. Ons moet begin anders lyk, want jy weet hierso, ek wil net vir julle dit lees. Hoor nou, God made us holy. Hoor nou mooi voor julle nou hierso. In a sense that he has declared us innocent. Hy het ons onskuldig verklaar, want hy die lam ondersoek. En we pass the test because of the blood of Jesus. Hoor julle, nie omdat jy so oulik is, because of the blood of Jesus, I pass the test. Nou hoor jy so. Now we have to turn that innocence, dit wat ons onskuldig verklaar is, we have to turn it into holy character. Hoe doen 'n mens dit? By the moral choices we make. So ouens, om Jesus te dien, is om keuses te maak. Jou vleis wil daai ding doen, maar jou gees wil daai ding doen, is om keuses te maak. Want ek doen dit, ek sê, Here Jesus, as ek dit doen, I will reflect you. Here, dis nie lekker nie, maar dis okay, Here. I will reflect you. I will reflect you. Ekskuus tog. So nou daai priester, profeet, koning ding. Die priester hanteer die Satan se aanklag, sê jy het dit alweer gedoen. Annemar, kyk wat het jy nou weer vandag gedoen. Dan sê jy, man, the blood. As jy met my wil praat, talk to the hand van Jesus Christus wat deurboor is aan die kruis van my. Los my uit. I'm forgiven. En dan wat doen die profeet in jou? Die profeet gaan haal 'n woord, 'n spies, 'n swaard waarmee jy kan fight. Dis nie sommer vir Russian roulette, dit vat tyd in jou binnekamer om swanger te word. Niemand word swanger in die hardloop in die mall nie, hulle sal vir jou toesluit. Maar jy word swanger in jou binnekamer, waar jy tyd met die Here spandeer. En daai swanger woord wat jy kry is jou swaard, wat jy dan uitkom, wat doen konings? Konings regeer. En wat het die koning aan my gedoen gesê? Lift up your eyes. Vader, ek lig my oë op, poeties kom hou. Ek heers met die autoriteit van daai woord in daai situasie. That's how we do it, girls. That's how we do it. En die manne vandag is so besig om te survive en vir ons te sorg, dat
ons sal moet die autoriteit opneem en show them how it's done. En dan gaan hulle so lus word daarvoor, dat ons vir hulle elke Sondag aand 'n teaching lesson oor autoriteit gaan gee. Daar sy. Ek wil net hê ons moet na hierdie prentjie kyk. As ek so sien, dan sien ek vir Leaitjie daar. Leaitjie na Juda gebore is. Leaitjie wat kom sê, nou fokus ek op die koning. Ou Ester, dink net aan koningin Ester. Sy het ingegaan, wetende haar volk gaan vermoor word, dis ook 'n girl, 'n moeder, sy gaan in haar volk gaan vermoor word, Haman die parasit aan haar tafel saam met haar man en eet. Maar wat doen sy? She fed the king. Esther fed the king. Haman was daar, totdat die koning opgestaan het en Haman gedeel het. So Esther, feed the king. Feed the king. And the king will show you how to defeat the Haman in your life. Okay, so hierdie girl, kyk die woorde agterop. Jesus my Savior, my beautiful King, you saw my brokenness, still called me your own. You walked through my darkness, carried my shame, now I stand in your light, no longer alone. Dis so ou Leaitjie, maar kyk bietjie, waar pas jy daarin aan? Kyk, volg die woorde, en dan die roomgroen kleur daar, is asof die Here sê, a very new season, maar 'n baie ligte seisoen van sy genade, wat haar omvou, en dan die brein, dat sy nederig genoeg sal wees, om dit te vat, wat die Here van haar sê. Julle, die Here sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Die Here sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in my. Glo ek dit? Verstaan julle? Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Glo jy dit? I in Christ, of Christ in me, can face the Father. And I in Christ can face the devil. So whatever we do, it must be in Christ, through the blood, through the name, above all names, the name of Jesus. Ek in Christus kan die Vader face, vergewe. Christus in my kan die vyand face, oorwinnaar. So, win-win situation. As jy gaan besef wie jy is in Christus, oor die bloed en die naam. Ok, so, en die brein is dat jy vandag sal vat wat die Here van jou sê. Dat jy, you're enough. Hy soek jou net soos jy is. Kom net. He'll do. Gee net vir hom spasie, so that he can do his thing in and through you. Ok, alright, kom ons kyk net gou, sal jy hom speel gou. Ouens, hierdie is 'n gebed. Mamas, ek vra jou, gaan vanaand, wanneer jy tydjie stil word met die Here, en bid hierdie ding. Gebruik dit as 'n gebed. Weet julle, ek het begin leer, dat in die oggend as ek opstaan, dan sê ek is die geliefde van God. Goedheid en guns sal my volg in hierdie dae. Die woord sê, God directs the footsteps of a righteous man and woman. God, thank you that my footsteps are directed to this day, that U my by die regte mense sal uitbring. Here, dankie dat ek my mond aan U kan gee. Dankie Here dat U groter is in my as wat hy in die wêreld is. Dankie Here dat U Gees wat uit die dood uit Jesus uit die dood uit opgewek het in my is. Ek sal U stem hoor. Here, U skape hoor U stem. Ons sal nie nou I will not heed the voice of a stranger. Ek begin daai goed oor my my man het skrif vir ons kinders gekry wat sê, al my kinders sal deur die Here geleer word en hulle vrede sal groot wees. Sê ek, Here, vandag sal my kinders, al ryk hulle nog na rook van die poorte van die hel, maar U sal hulle leer, Here, want hulle wil nie vir hulle ma en pa luister nie, want ons is weird, maar Here, U sal mense oor hulle pad stuur, wat hulle oor sal kry. Dankie Here, ek bely die woord oor my kinders, dat U hulle gesê het, I lift up my eyes and see my sons are coming home from distant lands. Kyk, is net woord wat ek spreek. Ek besig om my eie gees op te bou, maar ek is besig om die engele kos te gee, want wat hoor hulle? Hulle hoor God se woord.
En ek sê, en dan bid ek, die laaste ding wat ek altyd bid, waar is my boek? O, hier sê, is Here, U sê, my kinders sal deur U geleer word, en hulle vrede sal groot word. Wat is vrede? Vrede is die shalom vrede van die Here. Wat behels dit alles? Hoor wat dit is. It is to be, Here, hierdie Maree huishouding van vandag, is to be safe, complete, nothing missing, nothing broken, to be happy and secure, absence of strife, satisfied, unharmed, unhurt. May our hands be on the neck of our enemy, Here, and may we take the authority attached to the chaos wat die Satan in ons lewe probeer doen. Dankie Here dat ek meer as 'n oorwinnaar is. Here, dat hierdie dag U sal verheerlik word in alles wat ons doen en sê amen en amen. En dan is ou reg vir jou dag, because you've declared that you took up the spear of authority. En ek sê vir jou, as jy daai ding doen, al voel jy hang, jou geloof, dit wat jy die Here voor vertrou het, die woord van God is soos 'n coathanger, waaraan jy jou geloof hang. Party van ons is al so moedeloos oor 'n ding, hang hom aan die woord. As jy dan loop, jy bely nog die woord, maar jy het nie meer krag nie. En al wat die Satan sien, ou crap, she's got new moves, run, want hier kom ek. Maar ek bely nog steeds die woord van God, want dis die waarheid. Okay.